Hi graad 12's, hierdie vraag wat julle voor julle sien is graad 12 analitiese meetkunde vraag. Nou kies ons gaan vinnig net kyk hoe ons dit kan raak sien, want ons weet die eerste stap is om te identifiseer met watter tipe of waaroor die vraag handel, sodat ons formules kan gaan highlight, nê. Alright, so kom ons kyk gou hierso. Ons kan sien ons werk hierso met 'n middelpunt van m minus 4 en 3. Daar word koördinate regdeur vir ons gegee. Die koördinate lê op 'n kartesiese vlak natuurlik, so dit dui definitief aan dat ons besig is met koördinaatmeetkunde of analitiese meetkunde. En dan as ons nou verder gaan kyk na wat hulle vinnig vir ons vra, kan ons dadelik sien by 2.1, daai is die vergelyking van 'n sirkel. Okay, en dit is graad 12 werk. So nou ja, en dan as ons nou afgaan verder, soek hulle die vergelyking van 'n raaklyn wat ook deel is van analitiese meetkunde. Hulle lê hierdie spesifieke punt binne of buite of op die sirkel. Ook nuwe graad 12 werk, koördinate, as met die lengte bepaal, kan julle sien lengtes en transformasies. So oukies, hierdie is definitief analitiese meetkunde. Nou as ons nou aanbeweeg na ons formuleblad toe, gaan ons net gou-gou al die formules highlight wat verband hou met analitiese meetkunde. Nou oukies, hierso is my afstandsformule. Ons weet die D is vir die Engelse woord distance. So D is gelyk aan die vierkantswortel van x2 minus x1 kwadraat plus y2 minus y1 kwadraat. Dis my afstandsformule. Dan kom ons by ons middelpuntsformule. Die hoofletter M verteenwoordig my middelpunt, die kleinletter M verteenwoordig my gradiënt, okay, of my helling. Alright. So daar is die formule vir my middelpunt en daar is die formule vir my gradiënt. Nou hierdie vergelyking hierso en hierdie vergelyking hierso is albei vergelykings om die vergelyking van 'n reguit lyn te bepaal of 'n raaklyn. Onthou 'n raaklyn is 'n reguit lyn. So as hulle ooit vir julle vra om die vergelyking van 'n raaklyn te bepaal, dan is hierdie een van die twee formules wat jy gaan gebruik. Natuurlik y is gelyk aan mx plus c. Ons weet m en m in albei hierdie twee vergelykings staan vir jou gradiënt, soos wat ons hierso kan sien, die klein letter m verteenwoordig jou gradiënt en dan hierdie plus c in hierdie vergelyking verteenwoordig jou y-afsnit. Okay. Nou, hoekom word twee vergelykings van reguit lyne vir ons gegee? Dit is omdat wanneer die lyn wat vir jou gevra word, wanneer daar 'n y-afsnit vir jou gegee word, dan gebruik 'n mens hierdie vergelyking, want jy kan daai y-afsnit se waarde dadelik net hier by die plus c gaan insit. Nou, wanneer die lyn wat se vergelyking hulle vir jou vra, wanneer hy nie 'n y-afsnit het nie, of ekskuus, nie vir jou gegee word nie, as die y-afsnit nie vir jou gegee word nie, dan gebruik 'n mens hierdie vergelyking hierso, waar 'n mens dan jou gradiënt kan uitwerk en dan waar 'n mens een ander punt op die lyn kan instel wat nie jou y-afsnit is nie. So dit is basies hoekom hulle die twee vir jou gee. Hierdie ene gebruik jy wanneer jou y-afsnit vir jou gegee word in die inligting. Hierdie een gebruik jy wanneer jou y-afsnit nie vir jou gegee word in die inligting nie. Okay. Okay, goed. Dan weet ons m is gelyk aan tan theta. Hierdie is die vergelyking om jou inklinasiehoek te gaan uitwerk. Jou wanneer 'n mens jou gradiënt van jou lyn gelykstel aan tan van hoek theta en dan laastens die standaard vergelyking van 'n sirkel wat vir my sê x minus a kwadraat plus y minus b kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Nou ons weet hierdie x en hierdie y bly natuurlik presies dieselfde. Soos met enige funksie is dit of soos met enige vergelyking is dit jou insit en uitset waardes en dan ook die a staan natuurlik en die b staan vir jou. Die a staan vir jou x waarde van jou middelpunt en die b staan vir jou y waarde van jou middelpunt en dit is hoe 'n mens natuurlik jou vergelyking kan gaan uitwerk. Okay. Goed. Okay. Nou kom ons beweeg op na ons inligting toe sodat ons vrae kan begin beantwoord. Okay. Nou dat ons vinnig deur al die formules gehardloop het en weet dat daar 'n paar formules is wat ons kan gebruik om ons te help, kan ons vinnig deur hierdie inligting gaan en die vrae begin beantwoord. Okay. So, vraag nommer 2. Hieronder geskets is 'n sirkel met middelpunt m minus 4 en 3. Oukies, daar loop my sirkel en
hulle gee vir ons die middelpunt M minus 4 en 3 oudjies. Dit is op my skets aangedui. Daar is my middelpunt M en sy koördinate is minus 4 en 3. Hulle sê vir ons punt R 0 en 1. Oudjies, wanneer 'n mens net kyk na hierdie koördinaat, nê, moet 'n mens al klaar vir jouself gaan sê dat hierdie 'n y-afsnit is. OK. Ons het sopas gepraat van die reguit lyn se formule. Wanneer ons 'n y-afsnit het, dan gebruik ons die een spesifieke formule, y is gelyk aan mx plus c. Nou, hier word 'n y-afsnit vir ons gegee. Oudjies, hoe sien ek dit raak? Kyk gou-gou hierso. Daar het hulle vir ons punt R op my kartesiese vlak gaan sit. Punt R is 0 en 1. Kan julle sien, daar is hy. So mens kan fisies sien dat dit jou y-afsnit sny, maar dit is nie nodig om dit fisies te kan sien nie. 'n Mens weet wanneer jou x-waarde 0 is, dan gaan jou y-antwoord wat jy kry gaan natuurlik jou y-afsnit wees, nê? Ons weet dit. Stel x gelyk aan 0 om 'n y-afsnit te kry. Goed, so ons weet daai is 'n y-afsnit. OK, so jy kan dit vir jouself gaan neerskryf en vir jouself net sê, OK, goed, daai wat ons daarso sien is 'n y-afsnit. OK. Goed, net sodat jy weet, ons weet nou wanneer ons die vergelyking van 'n raaklyn of van 'n reguit lyn wil uitwerk, want onthou vir hierdie reguit lyn wat so loop, het ons natuurlik sy y-afsnit wat daarso is. Sy y-afsnit is by 0 en 1. So basies hy sny jou y-as by 1 en hierdie lyn wat so loop sny ook jou y-as by 1. So ons het basies die y-afsnit van 'n lyn FR en ons het die y-afsnit van lyn JRH. Sien julle dit? OK. Goed. So R0 en 1 en F, X en Y, so daarso is F. Die feit dat hulle X en Y daar inskryf is net omdat hulle nie vir ons die koördinate gee nie. Ons moet self die koördinate van punt F gaan uitwerk. So daai twee is 2 punte op die sirkel, sodanig dat FR die middellyn van die sirkel is. OK, so F is op die omtrek van die sirkel, R is op die omtrek van die sirkel en as ons daai 3 punte verbind, F, R en jou middelpunt, dan vorm dit natuurlik jou middellyn van jou sirkel. OK, dan sê hulle vir ons, JRH is 'n raaklyn aan die sirkel by R. Sien julle daar, weet ons dat daar 'n raaklyn is aan die sirkel, maar hulle sê vir ons JRH. OK, so hierdie lyn wat daar loop is definitief, kan julle sien, daar raak die lyn die sirkel. OK, en ons weet oudjies, 'n raaklyn is loodreg teenoor die radius van 'n sirkel. Sien julle dit? Maar hulle het dit vir ons aangedui, hulle het so 'n bietjie gehelp hierso, dat vir ons gewys dat daarso is my radius van my sirkel, MR is natuurlik 'n radius, en ons weet 'n radius is loodreg teenoor 'n raaklyn. OK, goed. Ekskuus, ek het hom nou so 'n bietjie beweeg. OK. Dan sê hulle vir ons, die verhouding van FJ tot JR is 2,237 tot 1. Kom ons maak dit gou sin wat hulle hier vir ons sê. Die verhouding van FJ, kom ons kyk waar is FJ, daarso loop FJ, sien julle dit? So daai hele lyn se verhouding tot JR, tot hierdie lyn hierso se verhouding, is 2,237 tot 1. Oukies, wat beteken dit? Dit beteken dat hierdie lyn hierso, lyn FJ, is 2,237 keer die grootte van JR. OK, so ons weet ons gaan hierdie verhouding gebruik om of FJ se lengte te kry, of JR se lengte te kry. Ons het net een van hierdie twee lengtes nodig om die ander lengte te kry. Dit is waarvoor 'n verhouding ons help. OK. Goed, so nou dat ons deur die inligting is en heeltemal verstaan hoekom hierdie inligting vir ons gegee is en hoe dit ons gaan help, kan ons begin kyk na ons vrae en ons vrae begin beantwoord. Alright, nou kom ons kyk na 2.1. Hulle vra hierso, bepaal die vergelyking van die sirkel met middelpunt M in die vorm van x minus a kwadraat plus y minus b kwadraat is gelyk aan r kwadraat en dit is 4 punte. Oukies, nou julle sal sien, ek het dit 'n groen, dit is 'n groen vraag. 'n Mens behoort 4 uit 4 te kry
om die vergelyking van hierdie sirkel te kry. Okay, want dis wat hulle vra. Hulle vra bepaal die vergelyking van die sirkel. Nou oukies, die middelpunt is vir ons gegee. So dit is regtig nie moeilik om punte te kry wanneer die middelpunt vir jou gegee is nie. So dit is regtig maklik. Nou ek het vir julle gesê hierdie A is die X waarde van jou middelpunt. So ons gaan hierdie A vervang met -4 en hierdie B hierso is die Y waarde van jou middelpunt. So ons gaan hierdie B vervang met 3. Kyk gou hier. So net sodat jy onthou, jy vervang die A met die -4 en jy vervang die B met die 3. Okay, so dit is al wat jy doen. Okay, so jy gebruik jou middelpunt wanneer jy die vergelyking van 'n sirkel bepaal. Dan hierdie R kwadraat staan vir radius kwadraat. Okay, so ons het die lengte nodig van die radius. Okay. En kan ons die lengte van die radius gaan kry? Ja, want kyk hier, ons het die middelpunt en ons het op dieselfde lyn, op dieselfde radius of middellyn, het ons hierdie punt R0 en 1. So ons kan definitief die lengte van hierdie radius gaan uitwerk deur my afstandsformule te gaan gebruik. Ekskuus. Alright, so kom ons volg gou in hierdie maklike 4 punte. So eerstens, kom ons gaan sit hierdie middelpunt van ons in ons vergelyking in hierso, sodat ons daai maklike punte ten minste in die sak het. Okay, kom ons kies net 'n ander kleur wat gaan werk. Okay, kom ons vat sommer daai kleur. Goed. Okay, is dit op sy dunste gestel? Ja. Okay, goed. Nou kom ons kyk net, ons is besig met 2.1 julle. Okay, so ons gaan basies in die vergelyking, okay, onthou X bly X, né? X, okay, dan skryf jy jou minus en dan onthou in hierdie A se plek gaan jy A vervang met -4. Okay, maar onthou, sodra 'n mens substitusie doen, sodra 'n mens 'n letter vervang met 'n nommer, dan doen 'n mens dit verkieslik in hakies. Okay, so nou in A se plek gaan jy natuurlik 'n -4 gaan skryf en jou hakie toemaak en dit gaan natuurlik gekwadreer word, né? Okay, en dan sê ons plus, okay, en dan los jy jou eie y minus en dan in B se plek gaan ons die y-waarde van jou middelpunt gaan insit, so dit is 3, okay? So ons kan net 'n 3 gaan insit. Goed, en dan kwadreer ons hom. Alright, en dan is gelyk aan R kwadraat. Okay, ons gaan nou aanbeweeg na die R kwadraat toe, na die radius se lengte toe, wat ons al klaar weet hoe ons gaan uitwerk. Ons wil net gou hierdie ouetjie, ons is nie klaar met die linkerkant van die vergelyking nie. Ons wil net gou hierdie hakie hierso gaan uitsorteer. So kom ons doen dit gou. So natuurlik ouetjies, ons weet dat hierdie minus en minus hier binne langs mekaar gaan natuurlik in 'n plus verander. Dis nog basies al wat ons hierso moet doen en dan is ons basies reg. Okay. So kom ons skryf net gou hierdie gedeelte as dit gaan nou wees x plus 4 kwadraat, okay? En dan plus y minus 3 kwadraat. Okay, so dit is presies wat ons wil hê, ouetjies, is gelyk aan r kwadraat. Okay. Nou ouetjies, asseblief moet nie hierdie hakies gaan uitmaal nie. Okay? Kan julle sien hierso sê hulle vir ons, hulle soek dit in hierdie spesifieke vorm. So hulle soek dit as 'n hakie kwadraat plus 'n hakie kwadraat is gelyk aan r kwadraat. So jy's presies reg as jy hom so los en so los. Ons wil nou net die waarde van of die lengte van die radius gaan uitwerk. Okay? Nou voordat ons dit gaan doen, weet ons moet natuurlik ons afstand gaan uitwerk van MR. Alright. Nou, kom ons val weg daarmee. So kom ons doen gou ons afstandsformule. Ons weet die afstand volgens ons formuleblad het gesê D verteenwoordig distance, dis die afstand van een punt tot 'n ander op jou kartesiese vlak, maar ons wil die afstand uitwerk van wat? Ons wil spesifiek die afstand uitwerk van MR. Stem julle saam met my? Okay. So MR, kan julle sien, hoekom MR? Daarso, MR. Dit is my radius se lengte. Stem julle saam? Okay. En ons het die koördinate, so ons kan definitief ons afstandsformule gaan gebruik. Okay, so ons weet
Die formule om die lengte te kry is natuurlik 'n vierkantswortel. Okay, en natuurlik onder my vierkantswortel is dit natuurlik dit is jou x waardes wat jy bymekaar gaan tel en dit gaan kwadreer. Okay, ekskuus, van mekaar aftrek en kwadreer plus jou y waardes wat jy van mekaar gaan aftrek en gaan kwadreer. Okay. Kyk gou hierso op ons formuleblad sien julle, daar is dit. Afstand is gelyk aan ons x-waardes van mekaar afgetrek wat ons dan kwadreer plus ons y-waardes van mekaar afgetrek wat ons dan kwadreer. Alright. Oukies, dis nie nodig om die formule neer te skryf nie. Jy kan dadelik net substitusie gaan toepas en dit in jou formule gaan insit, okay? Van jou skets af. Nou ons werk eers met ons x-waardes, julle. Okay, so dit is baie belangrik om 'n trek te hou van watter koördinaat jy eers begin. Okay, so ons gaan eers met m begin. Dit gaan ons eerste x en y waardes wees en dan gaan ons afbeweeg na ons r toe. So jy moet dit in hierdie volgorde doen. Okay. So kom ons sê eerste die x waarde van my middelpunt is -4. So ons gaan -4 hier inskryf. Okay. En dan natuurlik sê ons formule ons moet gaan minus en dan moet ons die x-waarde van my ander koördinaat van r en my x-waarde daar is 0, moet ek gaan aftrek. So -0, okay, en dan moet ek dit kwadreer en dan moet ek sê plus, dan moet ek nog 'n hakie maak en nou gaan ek met my y-waardes werk. So my y-waarde van my middelpunt is 3 en dan my y-waarde van my omtrekspunt is 1. So ek gaan sê 3 minus 1 kwadraat. Okay. 3 minus 1 kwadraat. Okay, daar het ek dadelik net in my formule in substitusie toegepas. Okay, nou kan ek net gou gaan ek kan gaan vereenvoudig nou, lekker maklik oukies. Okay, so oukies, ons kan sien dat -4 minus 0 gaan vir my -4 gee. Okay. En 3 minus 1 gaan vir my 2 gee. So dis wat ons nou kan doen hierso. So dit gaan basies wees -4 kwadraat, stem julle saam. In daai eerste hakie gaan -4 kwadraat en in die tweede hakie gaan ons sit met 2 kwadraat. Okay. En ons weet dan -4 kwadraat gee vir my 16. Okay. -4 kwadraat gee vir my 16 en 2 kwadraat gee vir my 4 en dan natuurlik 16 plus 4 gee vir my 20. Okay, so oukies, daar het ons nou net die afstand van jou radius gekry, want MR verteenwoordig jou radius. Okay, so wortel 20, oukies, is die afstand van jou radius. Okay. So ons weet dat ons radius, van M tot by R is wortel 20 en dan ook natuurlik van M tot by F, daai is ook 'n radius, is ook wortel 20. So kan julle sien dat ons, omdat ons nou die lengte van 'n radius gekry het, het ons nou basies die lengte van hierdie hele middellyn hierso, stem julle saam, omdat 'n middellyn bestaan net uit 2 radiusse. So dit gaan basies 2 wortel 20 wees. Okay, goed. Net sodat ons 'n bietjie daaroor gesels ook, 'n bietjie sin maak van alles. Okay, so daar het ons dit nou, Maar kyk gou mooi, hier is ons nou 'n klein fout wat baie van julle maak. Baie van julle gaan doen nou dit. Julle gaan sê nou, okay, cool, daar het ek nou die afstand van my radius of die lengte van my radius. So dis is my finale antwoord. Is dan nou x plus 4 kwadraat, plus y minus 3 kwadraat, en dan baie van julle gaan sit daai letterlik net daarin, is gelyk aan wortel 20, en dan kry jy nie al jou punte nie. Okay, hoekom oukies? Want kyk hier, hulle sê, in my vergelyking is dit radius kwadraat. So jy moet hierdie wortel 20, moet jy nog gaan kwadreer ook. En as ons dit gaan kwadreer, gaan dit ontslaa raak van die vierkantswortel, en dan is my finale antwoord net gelyk aan 20, verstaan julle? So asseblief onthou, ja, jy kan jou radius net so gaan gelykstel.
Okay, maar dan moet jy hom in hakkies sit en jy moet hom vir my gaan kwadreer. Okay, want kyk mooi daar, dis 'n radius kwadraat. Okay. So wat nou gaan gebeur is die vierkantswortel, ons almal weet 'n vierkantswortel en 'n kwadraat kanselleer mekaar uit. So my finale antwoord is dan letterlik x plus 4 kwadraat plus y minus 3 kwadraat is gelyk aan 20. Nie wortel 20 nie, maar 20. OK. Goed julle, daar het ons daai 4 punte in die sak. Soos julle kan sien, dit was regtig nie uitdagend geweest nie. Soos ek vir julle sê, wees net op die uitkyk as julle haastig is in die toets, asseblief onthou dat jy net daai R se waarde met daai gaan vervang, maar dan moet jy dit asseblief nog steeds gaan kwadreer. Alraai, kom ons gaan aan na 2.2 toe. Hulle vra vir ons by 2.2 bepaal die vergelyking van die raaklyn JRH aan die sirkel by R in die vorm van y is gelyk aan wat ook al vir 5 punte. Nou oukies, ons kry al die vergelyking van 'n reguit lyn graad 7 graad 8. Weet ons al hoe om die vergelyking van 'n reguit lyn te kan uitwerk, oukies. En julle vir een of ander rede het ek agtergekom dat hierdie woord raaklyn, julle kap stres as julle daai woord lees, dan is dit ewe skielik nie net meer 'n reguit lyn nie. Oukies, die konsep is presies dieselfde. Dit is 'n graad 8 vraag waar ons vir jou sê, bepaal die vergelyking van die reguit lyn. Okay, 'n raaklyn is 'n reguit lyn. Sodra jy die vergelyking van 'n raaklyn sien, dan moet jy dadelik gaan dink aan jou formuleblad, nê? Ek gaan of hierdie formule hierso gebruik, y is gelyk aan mx plus c, want 'n raaklyn is 'n reguit lyn, of ek gaan hierdie vergelyking gebruik, y minus y1 is gelyk aan m maal x minus x1. Okay. Goed. Nou dit is basies wat ons gaan doen vir hierdie 5 punte. Okay, en ons het klaar gesien dat ons het klaar 'n y-afsnit vir daardie spesifieke lyn. So omdat ons 'n y-afsnit het, hierdie c-waarde gaan ons y is gelyk aan mx plus c gebruik. Dit gaan definitief die maklikste opsie wees. Alright, so kom ons kyk gou-gou hier. Kom ons gaan gou-gou net terug. Hulle vra, bepaal die vergelyking van raaklyn JRH. Kyk, kom ons maak net gou-gou seker. Ons weet daar is net een raaklyn. Kyk gou-gou daarso. JRH. Hulle soek die vergelyking van hierdie hele reguit lyn hierso. Okay, dit is die raaklyn aan die sirkel en 'n raaklyn is 'n reguit lyn. Nou ons kan sien hierdie lyn sny die y-as by 1 op die y-as. Verstaan julle? So ons het ons y-afsnit en daarom kan ons dadelik vir onsself gaan sê ons het 'n beginpunt. Ons weet die vergelyking van 'n reguit lyn is natuurlik y is gelyk aan mx plus c. Ek gaan hierdie weergawe gebruik omdat ek die y-afsnit het. So ek kan dan nou dadelik gaan en gaan sê y is gelyk aan mx. En dan wat is my y-afsnit, oukies? As ons nou gaan kyk, wat is my y-afsnit? My y-afsnit is positief 1. So ek kan daai c-waarde kan ek gaan vervang met positief 1. Sien julle dit? Okay, so daar het ek al klaar 'n punt. Y is gelyk aan mx plus c plus 1. My y-afsnit is 1. Nou, al wat ek nodig het is om hierdie m-waarde te gaan uitwerk en ons almal weet die m staan vir die gradiënt en ons almal ken al die formule of die formule om jou gradiënt te kan uitwerk. So dit is so maklik soos dit, oukies, maar kom ons gaan kyk net gou-gou hierso. Hoe gaan ons die gradiënt van daardie lyn kry? Kom ons kyk na ons plan. Nou hierso loop ons lyn, né? Ons het klaar sy y-afsnit. Ons het klaar 1 uit 5 omdat ons daai 1 as 'n y-afsnit gaan insit het, okay? Goed. Nou, wil ons die gradiënt gaan uitwerk van die lyn. Stem julle saam, né? Ons wil die gradiënt gaan uitwerk. Nou, om 'n gradiënt te kan uitwerk, het 'n mens dan nou 2 koördinate nodig op 'n reguit lyn. En kan julle sien, op hierdie reguit lyn het ons net hierdie 1 koördinaat. So ons kan nie op hierdie lyn alleen die gradiënt gaan uitwerk nie. Maar oukies, dit is hoekom hulle vir ons gesê het dat hierdie lyn hierso
nê, is loodreg op hierdie raaklyn hierso. Want ons weet met loodregte lyne is die is die een se gradiënt maal die ander se gradiënt moet mos vir jou 'n antwoord van -1 gee. En ons kan mos nou hierdie lyn hierso, hierdie reguit lyn hierso, kan julle sien wat loodreg is op hierdie lyn hierso. Ons kan hierdie reguit lyn se gradiënt gaan uitwerk omdat ons op hierdie reguit lyn punt M en punt R het. OK. So ons gaan nie dadelik die ouetjie se gradiënt kan uitwerk nie, maar ons gaan eers die ouetjie se gradiënt uitwerk en die teenoorgestelde daarvan gaan dan die gradiënt wees van hierdie lyn omdat hulle loodreg is op mekaar. OK, goed. So kom ons gaan doen dit. So ons gaan nou die gradiënt van MR gaan uitwerk. OK, so ons gaan nou vir onsself sê, onthou gradiënt is jou klein letter M, né? So jy gaan nou jy gaan jou klein letter M skryf en ons gaan die gradiënt uitwerk van M en R. OK, goed. So kom ons gaan doen dit. Ons weet ons gradiënt is 'n berekening. Dit is y2 minus y1 oor x2 minus x1. Nou kom ons gaan kry gou ons waardes. Weereens, solank jy net by die 1 begin, jy moet net kies wat is jou eerste koördinaat en wat is jou tweede koördinaat. Ons vat M as ons eerste koördinaat en R as ons tweede koördinaat. So hierdie gaan ons x1 y1 wees en hierdie gaan x2 y2 wees. OK, so ons vergelyking sê y2 minus y1, né? Volgens my formuleblad, né? Kom ons skryf dit dalk neer, dit gaan dalk makliker wees vir julle om te verstaan. y2 minus y1 oor x2 minus x1. Dis wat die formuleblad vir my sê vir 'n gradiënt, né? OK, so ons wil y2 minus y1 as ons teller gaan hê. Goed. So onthou y is ons y-waarde. So ons wil daai ouetjie dan nou minus daai ouetjie. OK? Sien julle? So ons wil sê 3 minus 1 vir ons y-waardes. OK? Kom ons doen dit. 3 minus 1 vir ons y-waardes. Goed. So ons gaan hierso sê vir ons y-waardes sê ons 3 minus 1. En nou moet ons x-waardes van mekaar gaan aftrek. Kom ons doen dit. So ons x-waardes, okay, onthou ons begin by m-sinne, so dis minus 3 en dan, ekskuus, julle, minus 4 minus daardie 0 wat daar is. So minus 4 minus 0. Okay, dis my twee x-waardes van mekaar afgetrek. So dit is minus 4 minus 0. Okay, dan kry ons 3 minus 1 gee vir my 2 en dan minus 4 minus 0 gee natuurlik vir my minus 4. En as ons hierdie breek gaan vereenvoudig, dan kry ons natuurlik dat die gradiënt minus 'n half is. Oukies, nou, pas op nou hierso, want baie van julle raak excited. Okay, goed, ek het 'n gradiënt, so nou gaan ek hierdie gradiënt net daar gaan insit. Maar onthou, hierdie gradiënt wat ons hier uitgewerk het, is vir MR. Okay, kyk hierso. Die gradiënt van 'n half, dis die gradiënt van hierdie lyn hierso. Sien julle dit, né? Nou ons weet die gradiënt van hierdie lyn, né, is die teenoorgestelde van die gradiënt van daardie lyn. Stem julle saam? So om die gradiënt van hierdie lyn te gaan kry, moet ons die teenoorgestelde doen. Sy teken gaan verander en hom omruil. OK. Die beginsel lyk as volg. OK. So, om te verstaan wat hier aangaan, moet jy gaan sê vir loodregte lyne, moet jy gaan sê dat jou gradiënt van MR maal met jou gradiënt van, wat is daai lyn? JRH, nee? Jou gradiënt van JRH maal jou gradiënt van JRH moet vir jou 'n waarde van minus 1 gee. Okay? En hoekom sê ons so? Omdat eintlik nou nie MR nie, omdat FR, hierdie lyn hierso, loodreg is aan JRH. Dit is die rede hoekom ons dit sê. Hierdie is leerwerk, né? OK. So dit is omdat FR
is natuurlik loodreg op JRH. Okay, dis die rede hoekom ons sê dat die gradiënt van die een lyn wat loodreg is op die gradiënt van die ander lyn met mekaar gemaal moet vir jou -1 gee. Dit is 'n wiskundige beginsel wat jy uit jou kop uit moet leer. Okay, so ons weet nou die gradiënt van MR het ons sopas uitgewerk as -1/2. So jy kan -1/2 daar neerskryf maal die gradiënt van die lyn wat ons wil hê moet vir jou -1 gee. Oukies, nou om hierdie -1 te kry, moet jy natuurlik altyd die teken andersom doen. So omdat hierdie ouetjie minus is, moet hierdie ouetjie 'n positief wees om vir jou 'n negatiewe antwoord te gee en dan moet jy jou half jou teller en jou noemer moet jy natuurlik gaan omruil. So dit gaan as jy die 2 bo sit en die 1 onder gaan dit 2 op 1 wees wat vir jou 'n normale 2 gee. Okay. En hierdie is dan jou gradiënt van JRH. Dis die gradiënt wat ons wil hê. Alright, sien julle dit? Goed. So daar het hierdie loodregte beginsel ons gehelp om die gradiënt te kry van hierdie spesifieke lyn. Okay, en daarom het ek nou die gradiënt en daarom kan ek my finale antwoord gaan neerskryf as y is gelyk aan, ek gaan daai gradiënt gebruik, 2x plus 1. Okay, en dit is my finale antwoord daarso. Alright, so asseblief ouetjies, net mooi oplet hier om nie daai gradiënt dadelik te gaan insit nie, maar om hierdie loodregte beginsel te gaan gebruik om te sien dat die gradiënt die teenoorgestelde van die gradiënt is waaraan hierdie lyn loodreg is. Alright. Goed, daar het ons daai vraag beantwoord. Y is gelyk aan 2x plus 1. Bepaal die vergelyking van die raaklyn JRH, daar is die vergelyking van die raaklyn JRH. Okay, in die vorm van y is gelyk aan mx plus c. En julle sien baie min werk vir 5 punte. Alright, so goed, hulle het ons 'n bietjie uitgehelp daar. Kom ons beweeg nou na die volgende vraag toe en dit is nou vraag nommer 2.3 en dit is 'n geel vraag. Dis die eerste vraag wat so 'n bietjie meer uitdagend is. Dis eintlik nie moeilik nie. Ek gaan nou vir julle wys hoekom dit eintlik maar baie logies is en dit is 'n nuwe konsep in graad 12. Dit was nie in graad 10 en 11 gedoen nie en ek weet net baie van julle sukkel gewoonlik hiermee. Dis net omdat julle nie hierdie beginsels noodwendig altyd uit julle koppe uitken nie. Okay, maar kom ons kyk gou-gou logies hoe julle logies hierdie tipe vraag altyd kan benader vir hierdie 3 punte hierso. So 2.3 lê punt P 5 en 2 binne, buite of op die sirkel. Regverdig jou antwoord. Basies gee 'n rede vir jou antwoord. Hoekom sê jy binne, buite of op die sirkel? Alright. So lê punt P 5 en 2. Nou ouetjies wat julle deurmekaar maak en deel van die rede hoekom dit 'n geel vraag is julle gaan sien hierdie punt P5 en 2 is glad nie op jou skets nie. En dit gooi julle heeltemal omver. Sien julle dit? Ouetjies, wag net gou. Kom ons update net gou hierso. Ons weet dat ons radius se lengte is wortel 20, dit weet ons, okay? En ons weet, ons het sopas hierdie lyn hierso, by 2.2 het ons hierdie lyn se vergelyking gaan kry, en sy vergelyking is, y is gelyk aan 2x plus 1. Okay, goed. Asseblief, ouetjies, dit kan julle dalk help met die vraag wat kom. Maar nou vra hulle vir ons, hulle vra oor 'n punt P wat 5 op jou x-as is en 2 op jou y-as. So min of meer ouetjies, 5 op jou x gaan hierso lê en 2 op jou y gaan min of meer daar lê. Kan julle sien, dit is waar my punt is. Min of meer, né? Nou, ons kan sien dat as ons nou min of meer soos ons volgens die skaal se afstande werk. Ja, as ons nou 5 van hulle so beweeg en 2 op. Okay, gaan ons min of meer daar lê. Ons kan baie duidelik sien dat hierdie punt P 5 en 2 gaan, as ons nou net logies vinnig kyk, gaan hy buite jou sirkel lê, né? Maar ouetjies, 'n mens moet dit wiskundig kan gaan bewys. Dis die probleem. So ons weet ons antwoord gaan wees buite. Maar hoe bewys ons dat hierdie punt P 5 op die x en 2 op die y buite jou sirkel lê? Okay, kom ons gaan kyk gou-gou.
So net deur so vinnig te kyk, weet ons min of meer, nê, dat as ons nou so kyk, gaan punt P min of meer, hy gaan so rofweg gaan hy min of meer daarso lê, nê? Punt P 5 en 2. Oukies, ek raai nooit aan om dit so te gaan presies dit te gaan gebruik as die manier hoe jy dit doen nie, maar as ons gaan kyk is daar geen manier dat hierdie punt binne jou sirkel kan lê nie. Okay? Dit is wat ons net deur hierdie rofweg skets of hierdie rofweg raai van hierdie punt gaan ons min of meer daar lê. Okay? Maar om dit wiskundig te gaan wys, ouetjies, die beginsel is, onthou daar is jou middelpunt van jou sirkel, né? Jy gaan werk altyd met jou radius, okay, met jou radius se lengte om te kyk of 'n punt binne of buite jou sirkel val. Verstaan julle dit? Okay. So jou radius se lengte, okay, as die lengte van die middelpunt van jou sirkel tot by die omtrek van jou sirkel. Ons weet, ons radius se lengte wat ons al klaar uitgewerk het, is ons nou hierdie wortel 20. Stem julle saam met my, né? Hierdie wortel 20 is die lengte van my radius, né? Okay. Nou, as ons die lengte van ons middelpunt vat, nê, tot by hierdie spesifieke punt hierso. Okay, kan ons mos nou sien dat die lengte van ons middelpunt van ons sirkel tot by die punt wat hulle wil hê, ons moet wys is binne of buite of op die sirkel, gaan groter wees. Die lengte van die middelpunt tot by punt P is groter as die lengte van die middelpunt tot by die omtrek van jou sirkel. Sien julle dit? En dit is 'n manier hoe ons kan wys dat 'n punt buite jou sirkel lê. Okay. So as die lengte van die middelpunt van jou sirkel tot by die omtrek van jou sirkel, jou radius, nê? As die lengte van die radius groter is as die lengte van die middelpunt tot hierdie spesifieke punt, dan lê hy binne jou sirkel, en as die lengte van jou radius en die lengte van die middelpunt tot 'n spesifieke sirkel presies dieselfde is, dan lê hy op die omtrek van jou sirkel. So ouetjies, moenie eers gaan worry om hierdie goed uit jou kop uit te gaan leer nie, dit is baie logies. So ons kan sien, ons gaan hierdie kan bewys deur die afstandsformule te gebruik, né? Deur te sê, as ons punt M en punt P, die lengte van daai punt tot by daai punt gaan uitwerk, en dit vergelyk met die lengte van my radius, gaan ons kan sê, okay, hierdie lengte daar is baie groter as die lengte van my radius, en daarom kan hierdie punt nie binne my sirkel lê nie, hy lê buite my sirkel. So dis eintlik lekker maklik. So ons gaan 'n afstandsformule gebruik tussen punt M en punt P. Okay, so kom ons doen dit. So ons wiskundige beginsel sê vir ons moet ons afstandsformule, né? Ons afstandsformule vanaf punt M, die middelpunt van my sirkel, tot by hierdie punt wat hulle vra, punt P. Ons gaan 'n afstandsformule om hierdie tipe vraag te gaan beantwoord. Okay, vanaf die middelpunt van jou sirkel, né, tot by hierdie spesifieke punt wat hulle hier vir jou vra, afstandsformule. So kom ons gaan pas ons afstandsformule dan nou toe. Okay, wat sê ons afstandsformule? Dit is ons x-waardes wat ons dan van mekaar gaan aftrek. So ons eerste x-waarde gaan nou punt P wees. Kom ons sê punt P is 5 en onthou dan moet ons minus van ons formule gaan gebruik en dan moet ons natuurlik die x-waarde van M gaan aftrek. Wat is die x-waarde van M? Die x-waarde van M is minus 4. Okay, so natuurlik ouetjies, ons gaan dit vervang met minus 4 en dan moet ons dit kwadreer plus, okay? Dan moet ons nou ons y-waardes van mekaar gaan aftrek. My y-waarde van punt P is 2, die minus van my vergelyking volgens my formuleblad en dan moet ek die y-waarde van M gaan aftrek. Wat is die y-waarde van M? Die y-waarde van M is 3. Okay. So die y-waarde van M is 3 en dan moet 'n mens dit nou kwadreer. Okay, goed. Nou, weer eens, ons wil hierdie ouetjie hier gaan uitsorteer. Hierdie minus en minus hier binne gaan in 'n plus verander, né?
So ons gaan daai 2 bymekaar moet tel. So 5 plus 4 gee vir my 9. So onder die vierkantswortel sit ons in hierdie eerste hakie, sit ons mos nou met 9 kwadraat. Okay, plus en dan wat is die antwoord van hierdie hakie? 2 minus 3 gee vir jou minus 1. So ons moet minus 1 gaan kwadreer. Okay, so oukies, ons sit dit om in hakies om te wys dat ons die hele minus 1 gaan kwadreer. Alright, oukies, nou, wat is 9 kwadraat? Ons weet 9 kwadraat is 81 en dan plus ons minus 1 kwadraat is natuurlik 1 en dit gee dan vir my vierkantswortel van 82. Okay, so daar het ons afstand, oukies. 'n Mens hoef nie eers dit in te gaan sit in jou sakrekenaar nie. Jy gaan vergelyk nou hierdie afstand, nê? Nee? Jy gaan vergelyk die afstand van jou middelpunt tot by hierdie punt, nê? Nee? Gaan vergelyk jy met die afstand van jou radius. Okay? En dan kan ons nou sien die afstand van ons radius is wortel 20 en die afstand van hierdie punt is wortel 82 en daarom is hierdie afstand hierso baie groter as hierdie afstand daar, so hy val buite ons sirkel. Okay? So al wat jy nou gaan sê is jy gaan nou gaan sê dat wortel 20, net is jou radius, is natuurlik kleiner as wortel 82. Okay, so daarom is jou radius is kleiner as wortel 82 en daarom lê die punt buite jou sirkel. Kom ons maak net so, ons wil sê daarom lê punt P 5 en 2 buite die sirkel. Okay, goed, julle, dit is hoe maklik dit is. So onthou net vir die toekoms, as hulle weer vra of 'n punt binne, buite of op die sirkel lê, dan is die beginsel wat ons gebruik om dit te bewys is die afstandsformule. Okay, as dit groter is as jou radius, dan lê hy buite. As hy kleiner is as jou as die afstand van jou radius vanaf jou middelpunt, dan lê hy binne jou sirkel en as hy presies gelyk is aan die afstand van jou radius, dan lê hy op die sirkel self, op die omtrek van die sirkel. Alright, nou gaan ons aan na 2.4 toe, wat ons laaste paar vrae is. Kom ons kyk gou na hierdie paar vrae hierso. So hulle sê vir ons, FJ is parallel aan die x-as. Okay, kom ons kyk gou waarvan praat hulle, wanneer hulle praat van FJ en hulle sê hy is parallel aan die x-as. Kom ons kyk gou na ons skets. Okay, so hierso loop FJ, sien julle dit? Daarso loop FJ. Okay, FJ. Goed. Daai lyn daar is parallel of ewewydig aan jou x-as. So oukies, wat beteken dit? Hierdie lyn hierso is 'n horisontale lyn. Alright, goed. Dis 'n horisontale lyn. Hy het nie 'n helling nie. Okay. Goed. Nou, kom ons kyk gou-gou. Hierdie lyn is 'n horisontale lyn omdat hy ewewydig is aan jou x-as. Goed. Nou kom ons gaan kyk wat vra hulle nou dat ons weet dat hierdie lyn is natuurlik parallel aan daardie lyn. Goed. Dit is 'n horisontale lyn. Okay, so hulle vra 2.4.1 bepaal die koördinate van J vir 6 punte. Bepaal die koördinate van J. Kom ons kyk gou waar lê J en hoe ons gaan werk om die koördinate van J te gaan kry. Nou kies hierdie is die vraag wat die meeste punte tel in hierdie spesifieke vraag. Okay. Nou ons soek hierdie koördinate hier. Stem julle saam? J. So ons soek daai koördinate daar. Nou hoe op aarde gaan ons hierdie koördinate hierso kry? Nou dis hoekom ek hom 'n geel vraag gemaak het, want dit is nie onmoontlik om dit te kry nie. Dis definitief heel doenbaar. Die feit dat hulle vir ons sê dat hierdie lyn hierso 'n horisontale lyn is, oukies, dit beteken dat op hierdie selfde vlak hierso,
wanneer ons f se y-waarde kry, okay, gaan die y-waarde van f gaan presies dieselfde wees as die y-waarde van j. Hoekom? Omdat hulle albei op hierdie selfde lyn is en hierdie lyn se y-waarde gaan presies dieselfde wees. Wat ook al hierdie y-waarde is hierso, gaan die y-waarde reg deur hierdie lyn wees omdat dit 'n horisontale lyn is. Verstaan julle dit? OK. Nou ons wil nou punt F se koördinate ook gaan kry. So as ons punt F wat hulle hier vir ons gesê het is x en y, ons moet dit eers gaan uitwerk. As ons hierdie koördinate van F kan kry, nê, gaan hierdie y-waarde wat ons hierso kry, nê, die y-waarde wat ons daar kry, gaan presies dieselfde wees as die y-waarde wat ons daar gaan kry. Wees, stem julle saam. Hoekom? Omdat F en J op dieselfde horisontale lyn lê en 'n horisontale lyn het dieselfde y-waardes. So daar het ons nou al klaar 'n manier. OK. So nou, hoe gaan ons hierdie koördinate van F kry? Dis lekker maklik, oudjies. F lê op my middellyn, nê? En ons doen hierdie al van graad 10 af, nê? F lê op my middellyn en ons kan ons middelpuntsformule gaan gebruik om vir F te gaan uitwerk. Stem julle saam met my? So dis presies wat ons hier gaan doen. Ons gaan ons middelpuntsformule gebruik om hierdie twee koördinate hierso te gaan uitwerk en as ons hierdie y-waarde het, gaan ons hom daar gaan inskryf en dan om hierdie x-waarde te kry, onthou dan het ons die y-waarde van punt J en punt J lê op hierdie reguit lyn wat ons alreeds hierdie vergelyking voor het. So ons gaan hierdie y-waarde dan nou in daai y se plek gaan insit en dan kan ons vir x gaan oplos en dan gaan ons daardie x-waarde daarso gaan kry. OK, so daar's ons hele 6-punt plan om hierdie koördinate te kry. So die eerste beginpunt is middelpuntsformule om eerste vir f te gaan kry. OK. Goed, so ons gaan sê dat hierdie middelpunt hierso m minus 4 en 3 gaan gelyk wees aan die middelpuntsformule van FR. OK. So 2.4.1 is nou hier belangrik vir ons om die goeters te nommer. So 2.4.1 sê vir my om die middelpunt van minus 4 en 3 te kry, né? Stem julle saam, gaan ons letterlik die middelpunt van FR moet gaan kry. Stem julle saam. Kyk gou-gou hier. Om hierdie middelpunt hier te kry, M is die middelpunt van lyn FR. Stem julle saam. M is die middelpunt van FR. Dis wat ek nou gesê het. Alright. En dan moet ons nou letterlik net die middelpuntsformule gaan toepas en om dit te gaan uitwerk. OK, goed. So, nou kan ons gaan sê, OK, goed, ons het die middelpunt van minus 4 en 3. OK, nou gaan ons middelpuntformule gaan toepas vir FR. OK, en dit sê vir my, die middelpunt van FR, hoe kry ons dit? Dit is ons nou op my formuleblad, dis my x-waardes gedeel deur 2 en my y-waardes gedeel deur 2. So wat is my x-waardes wat ons het vir f en vir r? Kyk gou hierso, my x-waarde vir f is mos daai x, dis 'n onbekende. Ons het nie daai waarde nie, so ons noem hom x, maar r se x-waarde is 0. So ons sit met x en ons sit met 0. OK, so kom ons gaan vul dit in. So hierso sit ons met x en dan plus ons die 0 volgens hoe ons middelpunt uitwerk op ons formuleblad, né? Jy plus jou x-waardes bymekaar en jy deel dit deur 0. Nou gaan ons y-waardes bymekaar tel en dit deur 0 deel. So wat is ons y-waardes? Hierdie y-waarde hierso, kom ons maak maar so. Hulle het vir ons gegee dat dit x en y is. So hierdie y-waarde hierso is y, daardie y-waarde daarso is 1. So ons gaan y plus 1 gaan inskryf. OK. So y plus 1. Goed, so y plus 1. Alright. Nou, daar het ons dit. Nou moet ons net vir x en vir y gaan oplos
om die koördinate van F te gaan kry. Nou, kyk gou hierso julle. So hierdie gedeelte hierso se antwoord gaan vir my die middelpunt se x-waarde van minus 4 gee en hierdie y plus 1 oor 2 se antwoord gaan vir my die y middelpunt se waarde gee. Stem julle saam? So dis hoe ons vergelyking gaan opstel. So ons gaan sê minus 4 my middelpunt se x-waarde kry ons deur te sê f en r se x-waardes gedeel deur 2. Stem julle saam? OK. En dan om my y middelpunt te kry, kom ons skuis. Wat is my y middelpunt? My y middelpunt is 3. So ons gaan sê om my middelpunt van 3 te kry, het ek my 2 y-waardes bymekaar getel en ek het hulle gedeel deur 2. So daar sit ek met 2 aparte vergelykings om vir x hier op te los en om vir y daar op te los. OK, so ons gaan eerstens maal met 2 om van die breek ontslae te raak, nê? Nee. OK. Natuurlik, daai plus 0 beteken niks nie, so dis net x op 2 minus 4. So ons gaan met 2 maal om van die breek ontslae te raak. As ons met 2 maal, dan sit ons met minus 8 is gelyk aan x. Stem julle saam? OK, dit is ons antwoord. So ons x-waarde is minus 8. Wat is ons y-waarde? Wanneer ons met 2 maal, dan kry ons 6 is gelyk aan y plus 1. En dan wanneer ons daai plus 1 daarso, wanneer ons dit oorvat soontoe, dan word dit minus 1, so dit gaan dan nou y is gelyk aan 5 wees. En oudjies, daar het ons x-waarde van minus 8 en ons y-waarde van 5 om spesifiek die koördinate van f te gaan kry. So ons het daarso ons x-waarde is minus 8. Kom ons gee net gou uit, ons het nou die antwoord. Die x-waarde kan ons nou gaan inskryf as minus 8 en die y-waarde kan ons nou gaan inskryf as 5. OK. Nou dat ons f se koördinate het deur die middelpuntformule te gebruik, het ons vir mekaar gesê die y-waarde is 5, so die y-waarde van j gaan ook dan 5 wees, omdat hulle op dieselfde horisontale lyn lê. As dit hier 5 is, gaan dit reg deur 5 wees, hy gaan die y-as daar by 5 sny, dan gaan dit ook hier by j, gaan dit ook 5 wees. OK, en dan hoe gaan ons nou hierdie x-waarde van hierdie koördinaat kry? Ons gaan letterlik net y gelykstel aan 5 in daardie vergelyking daarso. OK, so stel x gelyk aan 5 in my reguitlynse vergelyking om my x-waarde te kry. So ons gaan sê stel x gelyk aan 5 in y is gelyk aan 2x plus 1. OK, dit is basies wat ons nou vir die merker sê wat ons gaan doen. So ons gaan sê, nee, ekskuus julle, hoekom sê ek x? Stel y gelyk aan 5. Nee, ons het 'n y-waarde. Stel y gelyk aan 5. OK, so in y se plek gaan ons nou sê 5 is gelyk aan 2x plus 1. OK, en dan gaan ons die 1 oordra, dan gaan ons sit met 2x is gelyk aan 4, en dan wanneer ons deel deur 2 aan weerskante, kry ons dat x gelyk is aan 2. So daar het ons dit, oudjies, x is gelyk aan 2 vir my koördinaat j. OK, so x is dan nou gelyk aan 2. So daarom, onthou oudjies, die vraag was om die koördinate van j te gaan uitwerk, so gaan skryf hom in jou antwoordblad as j, hakkie 2 en 5. OK. So kom ons gaan doen dit. So dan gaan sê ons nou goed, so daarom is my koördinate van j, sy x-waarde is 2 en sy y-waarde is 5. En daar het ons dan nou ons 6 punte in totaal gekry. OK, dit was 2.4.1. Ons het die koördinate van j bepaal vir 6 punte. Nou 2.4.2 bepaal die lengte van fj vir 2 punte. So dis lekker maklik. Dit is net 'n lengteformule. Bepaal die lengte van fj.
Kom ons kyk gou-gou waar loop FJ. Kan julle sien daarso is F. Ons het sy koördinate gekry en daarso is J. So nou kan ons die lengte gaan uitwerk vanaf F na J. OK. F is -8 en 5 en J is 2 en 5. So die lengte gaan nou lekker maklik wees. Alright. Kom ons kyk gou-gou. OK. Goed. So 2.4.2, kom ons doen dit sommer hierso. 2.4.2. So ons moet die afstand, die lengte van FJ gaan kry. Die lengte van FJ is mos nou die vierkantswortel van die x-waardes van mekaar afgetrek gekwadreer minus die y-waardes van mekaar afgetrek gekwadreer. OK. So kom ons kyk gou-gou. My x-waardes, kom ons kyk na my x-waardes. So my x-waarde is -8 en dan moet ek my ander x-waarde gaan aftrek. So -8 minus 2 gekwadreer. OK, goed, kom ons gaan doen dit. So dit is -8 minus 2 gekwadreer plus, dan moet ek my y-waardes dieselfde doen, die een y-waarde minus die ander y-waarde gekwadreer. So dit gaan dan wees die een y-waarde 5 minus 5 gekwadreer. Alright. OK. So ons gaan dan sê, dit gaan wees my y-waardes is mos dieselfde. So ek gaan sê 5 minus 5 gekwadreer wat natuurlik vir jou 0 gaan gee, nê? So daai gaan plus 0 wees. So ons gaan letterlik net sê hierdie gaan wees -10 gekwadreer, -10 gekwadreer gee vir my 100. OK. En dan die vierkantswortel van 100 weet ons is 'n mooi 10 eenhede. So dit is my antwoord 10 eenhede. So FJ se afstand is 10 eenhede. Alright. Goed, so ons kon dit gedoen het, of oukies, 'n mens kan ook nou logies gaan kyk, nê? Kan julle sien, 'n mens kan ook dadelik jou 2 punte gaan kry, want die x-waarde hierso is -8, nê? Nou vanaf hierso tot by jou y-as is dit 8 eenhede. Vanaf -8 tot hierso by 0, nê? OK, is dit 8 en dan plus ons nog 2 eenhede om tot by 2 te kom. So 8 plus daai 2 gee ook vir jou 10. OK, maar dis beter om wiskundig te gaan wys dat 'n mens die afstandsformule kan gebruik om te wys dat dit 10 eenhede is. OK. Goed, dit was dit gewees vir 2.4.2. 2.4.3 skryf gevolglik die lengte van JR neer. Onthou oukies, die woorde gevolglik sê gebruik of beteken gebruik dit wat jy in 2.4.2 uitgewerk het om gevolglik die antwoord vir 2.4.3 te kry. OK, so jy gaan definitief die 10 eenhede van 2.4.2 gebruik om hierdie ouetjie hierso te kry. Hy is ook maklik. Ons het net nou vir mekaar gesê, as ons die lengte van FJ het, kan ons die lengte van JR kry, né? Onthou julle dit? Kyk gou hier. Ons het gesê, as ons die lengte van FJ het, né, wat ons nou het, dit is 10 eenhede. OK. As ons die lengte van FJ het, né, kan ons die lengte van JR gaan kry. Het ons net nou vir mekaar gesê. As gevolg van hierdie verhouding wat hier vir ons gegee was. FJ tot JR is 2,237 tot 1. Sien julle dit, né? So, FJ is 2,237 keer groter as JR. OK. So, om vir JR te gaan kry, gaan ons hierdie 10 eenhede moet gaan deel deur 2,237 om die kleiner JR se lengte te gaan kry. Onthou oukies, baie van julle sal nou gaan maal het met 2,237, maar as jy dit doen, dan gaan jy 'n groter lengte kry vir JR en JR kan nie groter wees as FJ nie. So as jy logies daarna kyk, dan is jou enigste opsie is om te sê 10 gedeel deur 2,237 en dan gaan jy jou korter lengte kry. So dit is so maklik soos dit, né? 10 deel 2,237. OK, so vir 2.4.3 gaan ons letterlik net sê 10 eenhede
gedeel deur jou verhouding van 2,237. En dan kom ons kyk gou-gou hoeveel gee dit. As jy sê 10 gedeel deur 2,237 en dan gee dit vir jou 4,47. Okay, ons rond af tot 2 desimale plekke. So dit gaan vir jou gee 4,47 eenhede. Okay. En onthou, dit was dan nou om vir JR te gaan uitwerk. Okay, so JR is dan 4,47 eenhede. Okay. Goed, dan beweeg ons nou aan na 2.4.4 toe. Ekskuus, 2.4.4. Dis ook maklike punte. Dit is waar ons met translasies werk. Hulle sê vir ons indien J gereflekteer word in die lyn Y is gelyk aan X en dan 2 eenhede opwaarts getransleer word, gee die koördinate van J aksent na die transformasie. Okay, na die beeld van J. Okay, dis wat hierdie J aksent is, die beeld van J na sy refleksie en na sy translasie sê ons die beeld van J. Okay, so oukies, kom ons vat hom nou stap vir stap, né? Wanneer ons punt J reflekteer in die lyn Y is gelyk aan X, kom ons skryf eers die koördinate van J neer. Wat is die koördinate van J? J is 2 en 5. Okay, so jou beginpunt is om vir jouself te sê, by 2.4.4 gaan ons die koördinate van J neerskryf, né? Ons weet dat J is 2 en 5, né? Nou moet ons hom gaan reflekteer in die lyn Y is gelyk aan X. Sien julle dit? Ekskuus hierso. Ons moet hom eers gaan reflekteer in die lyn Y is gelyk aan X. Reflekteer in die lyn Y is gelyk aan X. Dis die eerste transformasie wat plaasvind, is 'n refleksie in die lyn Y is gelyk aan X. Nou, wat is 'n refleksie in die lyn Y is gelyk aan X? Al wat dit vir jou sê, is dat jou X en jou Y waarde, presies soos wat dit is, net omruil. Okay, so jy ruil net jou X en jou Y waardes om. Okay, so dit is wat jy basies nou gaan doen. So jy gaan basies nou gaan en jy gaan net gaan en jou X en jou Y waarde gaan omruil. So jy gaan sê, dit gaan nou wees 5 en 2. Okay, stem julle saam. Okay, vanaf daai is mos jou X en daai is jou Y. Nou 'n refleksie in die lyn Y is gelyk aan X, gaan jy net jou X en jou Y omruil. So jou Y-waarde word jou X-waarde en jou X-waarde word jou Y-waarde. Daar's jou refleksie in die lyn Y is gelyk aan X, ruil hulle net om, en dan na jou laaste translasie, daai was 'n refleksie, en nou gaan ons na 'n translasie toe. So, nou wat hulle vir jou sê, is hy beweeg, volgens jou inligting, beweeg hy na jou refleksie in die lyn Y is gelyk aan X, dan beweeg hy 2 eenhede opwaarts. Oukies, nou ons moet nou mooi gaan dink, wanneer ons op en af beweeg, né, werk ons met ons Y-waarde. Okay, as ons kyk na ons kartesiese vlak, wanneer ons op en af beweeg, sien julle, daar is op en af, dan affekteer dit net ons Y-waardes. Okay, so op en af beweeg is affekteer net ons Y-waardes. Links en regs beweeg affekteer my X-waardes. So omdat ons 2 plekke opwaarts beweeg, né, gaan dit net my Y-waarde affekteer. Alright, so ons X-waarde gaan nie geaffekteer word nie, so hy bly 5, omdat ons op en af skuif. So as ons 2 plekke opskuif, vanaf 2, dan gaan dit 3 en 4 wees. Okay, so dit gaan my Y-waarde verander vanaf 2 na 4 toe, en dit is dan nou my finale antwoord. Okay, maar jy kan nou gaan skryf, ekskuus, dit gaan dan die beeld van J. Die beeld van J gaan dan 5 en 4 wees. Omgeruil en 2 plekke op. Die 2 plekke op affekteer net my
y-waarde wat 2 plekke meer word omdat ek op beweeg. OK, so dit was ook jou 2 punte in die sak. OK. Goed, nou die laaste vraag van hierdie analitiese meetkunde vraag is 2.5 en volgens my is dit 'n pink vraag, die moeilikste vraag in hierdie spesifieke vraag van hierdie vraestel. So kom ons kyk net gou-gou hierso hoe ons hierdie ouetjie kan ontleed. Nou indien gx gelyk is aan k. Kom ons stop net gou-gou daar, ouetjies, want as jy hier al verstaan wat hierdie vergelyking vir jou sê, dan is hierdie gedeelte hierso is dan nou alreeds heelwat makliker. OK. Nou onthou net gou-gou. Jy kan sien of jy kan hierdie gx kan jy altyd gaan sien as y. OK. Y is gelyk aan k. Nou ouetjies, hierdie k wat hulle hierso vir jou wys, nê? Is 'n konstante. Y is gelyk aan k, nê? K is 'n konstante. Dit is waardes. OK. Anderstens sou hulle dit vir jou gesê het in terme van 'n hiperbool of 'n parabool se vergelyking, of 'n reguit lyn se vergelyking, maar gx gelyk aan k. K is 'n waarde. Dis net 'n nommer. OK, so vir watter waardes, vir watter y-waardes, sien julle dit? Y is gelyk aan 'n waarde of waardes. Vir watter waardes van k sal G die sirkel presies 2 keer sny? Nou, kyk gou-gou hier. Net deur hierdie gx in 'n y te verander, gaan jy al klaar hierdie ding vir jouself makliker maak. So jy kan vir jouself vra vir watter y-waardes, OK? Dis mos nou wat k is. K verteenwoordig die y-waardes. Y is gelyk aan k as jy hom gaan vervang. So vir watter y-waardes sal hierdie vergelyking die sirkel presies 2 keer sny. Nou, kyk gou-gou hier. Y is gelyk, want wanneer ons net gou-gou logies hier aandink, ons weet hierdie k verteenwoordig 'n konstante, 'n getal, 'n waarde. OK, dit is net 'n nommer wat daarin gaan. Nou, net gou-gou vir logiese doeleindes. As jy net gaan en jy gaan sê byvoorbeeld y is gelyk aan 1, nê? Met watter tipe lyn gaan jy werk, nê? Want onthou k verteenwoordig net 'n normale nommer, nê, net 'n getal. OK? As jy gaan sê y is gelyk aan 1, kom ons gaan trek net gou-gou hierso, y is gelyk aan 1. Y is gelyk aan 1, daar loop 1. OK? Nou y is gelyk aan 1 tot in ewigheid, nê? Dit gaan mos nou 'n horisontale lyn wees. sien julle dit? As ek sê y is gelyk aan 1. Stem julle saam met my? Dit gaan 'n horisontale lyn wees. So, dit is hoe 'n mens kan sin maak van hierdie vraag. Hulle wil weet vir watter y-waardes, nê, gaan hierdie spesifieke horisontale lyn my sirkel presies op 2 plekke sny. Kyk gou-gou. As ek y is gelyk aan 1 trek, kan julle sien daar sny hy my sirkel en daar sny hy my sirkel. So hy sny my sirkel presies op 2 plekke. Stem julle saam? So met hierdie logiese redenasie kan jy sien ons werk met 'n horisontale lyn en kan jy sien as ons 'n horisontale lyn enige plek hier binne die sirkel trek, vanaf hier tot hier, nê, dan gaan ons sirkel 2 keer sny. Stem julle saam met my? OK, so dit is die beginsel wat ek hier vir julle wil wys. Dit is eintlik wat hulle vir jou vra. Nou, kyk gou hier. So wat ons eintlik wil hê is daai maksimum waarde van jou sirkel daar, stem julle saam, en hierdie minimum waarde van jou sirkel daar. As ons 'n reguit lyn trek, nê, daar by jou maksimum waarde kan jy sien gaan hy net my sirkel 1 keer sny. Hier by my minimum waarde, as ons 'n horisontale lyn trek, gaan hy my sirkel net 1 keer sny. Stem julle saam? So, die redenasie is dat vir alle waardes, vir alle y-waardes tussen my maksimum waarde en my minimum waarde, as ek tussen hierdie waardes oralste horisontale lyne gaan trek, gaan al daai horisontale lyne gaan my sirkel definitief
2 keer dan nou sny. Stem julle saam? So ons wil hierdie maksimum waarde van my sirkel kry en ons wil hierdie minimum waarde van my sirkel kry en ons gaan nie hierdie maksimum en minimum waardes insluit in my antwoord nie. Hoekom nie? Want by die maksimum en by die minimum raak hy basies net my sirkel en dit gaan net 1 keer wees. Hulle soek 2 keer. Alright, so dit is ons plan. Ons soek die maksimum waarde en die minimum waarde en tussen hierdie 2 waardes gaan enige horisontale lyn wat ek trek, gaan my sirkel 2 keer sny. Alright, nou, hoe gaan ons hierdie maksimum waarde kry en hoe gaan ons hierdie minimum waarde kry? Daar is natuurlik meer as een manier. Mens kan definitief calculus ook gebruik en afgeleiders gebruik om hierby uit te kom, maar dit is nie nodig om so ver te gaan nie. 'n Mens kan letterlik net gaan sê, okay, ek weet wat my y-waarde is van my middelpunt. Wat is my y-waarde van my middelpunt, oudjies? My y-waarde van my middelpunt is 3. Stem julle saam? My y-waarde is 3. So as ek hom daar trek tot by my y-as, dan is daai 3. Stem julle saam? Okay, so ons weet my middelpunt van my sirkel is 3. Alright, goed. Nou, ons weet ook dat vanaf my middelpunt tot by my maksimum waarde, kan julle sien daai groen stippellyn is 'n radius. Vanaf my middelpunt tot by my minimum waarde is daai stippellyn ook 'n radius. So vanaf 3, as ons 3 vat en ons plus ons radius by, dan gaan ons hierdie maksimum waarde kry. Okay, en dan vanaf my middelpunt wat 'n y-waarde het van 3 minus my radius gaan my vat tot by hierdie minimum waarde hierso. Okay, en wat is my radius, oudjies? My radius is wortel 20 en my radius is wortel 20. So kyk hierso. 3, op my y, 3 plus wortel 20 gaan my tot daar vat. En 3 minus wortel 20 gaan my tot daar vat. So, want daar het ons nou ons maksimum waarde. Ons maksimum waarde is 3 plus wortel 20 en ons minimum waarde is 3 minus wortel 20. En daar het ons dit, oudjies. Ons het ons maksimum waarde, ons het ons minimum waarde. Ons gaan nou net sê tussen hierdie 2 waardes. As ek tussen daardie 2 waardes horisontale lyne trek, dit gaan my waarde van K wees, My waarde van K gaan nou tegnies tussen hierdie 2 waardes lê. Okay, goed, en dis dit. Ek hoop dit het sin gemaak, dis die beste hoe ek dit vir julle kan verduidelik. So, daai was nou eintlik net om te sien dat dit 'n horisontale lyn is, dat hierdie vergelyking is 'n horisontale lyn. So daarom, kom ons kyk gou net die kleur waarmee ons wil werk. Ons gaan nou sê, okay, goed, vir watter waardes van K, okay, hulle soek waardes van K. Ons weet die waarde van K moet natuurlik tussen 'n maksimum en 'n minimum waarde lê. Ons weet ons skryf altyd ons minimum waarde aan die linkerkant en ons weet ons skryf ons maksimum waarde aan die regterkant, Ons minimum waarde is 3 minus wortel 20 en ons maksimum waarde is 3 plus wortel 20. Okay, en dan weer eens, oudjies, ons het nie kleiner en is gelyk aan tekens hier ingesit nie, want onthou dit mag nie gelyk aan ons minimum en maksimums wees nie, want daar sny dit net die sirkel 1 keer en ons wil 2 keer hê. So ons gaan sê K lê tussen my minimum waarde en my maksimum waarde. Dan gaan hy my sirkel oralste, daar's my maksimum waarde, daar's my minimum waarde, als hier tussen verteenwoordig my waardes van K, en as ek daar oralste tussen dit lyne gaan trek, gaan dit my sirkel 2 keer sny. Okay. Alright julle, dit was dit vir hierdie spesifieke vraag gewees.